Môre sê, woensdagoggend, kuiertyd. Kan jy glo, dis al meer as 5 jaar dat ons op woensdagoggende die voorreg het om so saam te wees. Ja, COVID, daardie drastiese verandering in omstandighede wêreldwyd, het gelei tot dit, dat ons met mekaar kan gesels, waar ek ietsie deel uit my persoonlike lewe, soos verlede week. En ek wil vanoggend maar net sê, baie dankie vir elkene wat sommer net daarop reageer het. Ek waardeer dit uit my hart uit. Ek het so 10 minute terug, 'n draaitjie in die tuin gestap, en ek het hierdie 2 rose gepluk. Julle kan sien, dis half langerige stele, groot koppe, en dit is inderdaad snyrose. En dit kom van 'n roosplaas, waar dit eens op 'n tyd in 'n tonnel was, spesiaal gekweek om snyrose te lewer. Nou die spesifieke roosplaas, op 'n stadium word daar besluit geneem om hierdie rose uit te skuif. Dit word buite gesit, dit word aan die publiek verkoop, dit kom in sakke van 4. En vir my en Marianne is dit altyd lekker om te stop, om te kyk watter besonderse kleure daar is. En dan koop ons hulle, en kom plant die by die huis. En ons weet nou al, sommige van hierdie niet geplande rose, moet jy 2 jaar gee, anders selfs 3 jaar, voordat hulle regtig hier in nuwe omstandighede aanpas. Maar dan gebeur die wonder, soos wat ek vanoggend weer beleef het. Hulle word wat hulle eintlik is. Vir 2-3 jaar kan jy sien, die roosknoppies wat hulle stoot, baie gaan nie eers en kom by hierdie fase nie. Maar dan, ewe skielik, as die aanpassing klaar plaasgevind het, word hulle wat hulle is. Hulle DNA verander nie, die oomblik as hulle uit die kweekhuis kom, met sy ideale omstandighede. Die temperatuur is reg, die water is op 'n bepaalde tyd, 'n bepaalde hoeveelheid, die voeding wat dit kry, selfs die grond waarin dit is absoluut ideaal. Nou kom hulle hier by die huis, word in die tuin geplant, dis wind, dis weer, dis soms reënwater, dis soms kraanwater. Maar na daai aanpassing plaasgevind het, die DNA, dit wat hulle voorgekweek is, word dan weer 'n realiteit. En ons kan hulle so op hierdie wyse geniet. Iets daarvan is waar, vir my en jou. En dis wat ek ook vanoggend in hierdie 2 roosstele vir myself saamvat. Ons DNA word nie bepaal deur ons omstandighede nie. Psalm 119 vers 73 sê die Here, met my eie hande het ek jou gemaak, met my eie hande het ek jou gevorm. Dit is ons DNA, dis wie ons is, dit bepaal die gawes wat ons het. En dan is ek en jy in bepaalde omstandighede. Soms is dit gewoon die verandering in seisoen. Op die stadium het ek baie te doen met persone wat nou by die aftree ouderdom kom, waar omstandighede drasties verander het, waar daar diep vrae gevra word oor, wat gaan ek doen, hoe gaan ek myself besig hou, en. Ander keer, vir ander omstandighede, gewoon omdat ek net moet verhuis, my werk noodsaak dit, my gesondheid het drasties verander, dis nuwe omstandighede, maak nie saak hoe my omstandighede verander nie, die beginsel bly dieselfde, ek moet myself tyd gee, om aan te pas, by nuwe omstandighede. Ek moet die DNA in my are vertrou, want dis bepaal deur die almagtige God. Hy het my saamgestel, hy het my gevorm. Of ek nou 19 jaar is, of ek 79 jaar is, of ek in my ou huis bly, waar my gesin groot gemaak is, met baie slaapkamers en dies meer, of ek nou bly in 'n eenslaapkamer vertrek wat net reg is vir my behoeftes, of ek aan die kruin van my loopbaan was, die wêreld vol gereis het, vergaderings toegespreek het, of ek nou by die huis is, en ek het die voorreg om via my rekenaar, miskien 'n konsultasie hier te doen, daar, of op 'n ander manier uiting te gee, aan die gawes wat die Here my gegee het. Kom ons onthou dit, wie ons is, word nooit bepaal deur waar ons is nie. Ons omstandighede kan nie ons DNA verander nie. Dit is deur die Here bepaal en bly dieselfde. Die uitdaging vir my en jou
En ja, dit vat 'n plant in die natuur soms 3 jaar om aan te pas, om weer te kan wees wie dit bestem is om te wees in nuwe omstandighede. Ek en jy kan letterlik, maak nie saak wat die omstandighede is nie, ons DNA uitleef. Soms op 'n ander manier, op 'n ander plek. Maar omdat ek en jy die Here se hande werk is, het ons die voorreg om te sê, wie ek is, kom van binne. Waar ek is die speelveld van die lewe wat die Here op daai oomblik vir my gekies het. Here, ons dankie vir wie ons is. Ons dankie hoe jy ons gemaak het. Ja, Here, die lewe plaas ons soms op plekke waar ons dalk glad nie wil wees nie. Ons gebed vanoggend, Here, is daar waar ek is, dalk daar waar ek gaan eindig, wil U vir my daar lei op die pad van aanpas en my in staat stel om daar weer te wees wie U my gemaak het. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Uitdaging vir die week. Ek weet nie waar jy op die oomblik jouself bevind nie, maar ek en jy ken onsself goed. Ons weet wanneer ons daai stukkie onvergenoegdheid in ons het, omdat ons ontevrede is oor waar ons is. Kom ons gaan sit hierdie week en ons vra onsself die vraag af. As ek dit ervaar, het ek myself genoegsaam tyd gegee om te kan aanpas. Die tweede ding is, kom ons vra die Here se Gees om ons te lei, om vir ons te wys hoe om myself te wees in ander omstandighede, in nuwe situasies. 'n wonderlike week. Geniet jou tyd saam met die Here.